en ons is nog steeds besig met ons tema vir die jaar, 'n gemeente na God se hart. 'n Man en 'n vrou na God se hart. Nou kan ek vra vanmôre weer eens, wie hier wil 'n man en 'n vrou na God se hart wees? Amen. Ek glo elkeen van ons, dis 'n begeerte, dis by my omtrent 'n desperaatheid, dat ek ook eendag sal hoor, Wouter, jy was 'n man na my hart. Nou ons is besig om te kyk na koning Dawid se lewe. Dis natuurlik van hom wat die Here gesê het, dat hy 'n man na sy hart was. En ons kyk na 'n paar karaktereienskappe, ons kyk na sy lewe, en hoekom die Here dan van Dawid gesê het, hy's 'n man na God se hart. Ons lees in 1 Samuel 15, dat koning Saul, wat die heel eerste koning van Israel dan ook was, dat koning Saul op 'n plek gekom het, het eintlik baie goed gegaan met sy koningskap, baie goed. Maar koning Saul het op 'n stadium op 'n plek in sy lewe gekom, wat hy homself verhard het, wat hy arrogant geraak het, wat hy trots begin word het, wat hy dit wat hy bereik het, toegeëien het aan homself, en vergeet het, dat dit wie hy is, en dit wat hy bereik het, alleenlik deur die genade en die werk van die Here is. Hy het homself begin verhef, toe hy gesondig het, en hy die opdrag van die Here verontagsaam het, en self die offers gebring het, wat die Here vir hom gesê het, hy moenie doen nie, het hy begin verskonings maak, het hy homself probeer regverdig, vir die sondes, wat hy gepleeg het. Wat het Dawid dan nou eintlik anders gemaak as koning Saul? Het Dawid dan nou geen sonde gepleeg nie? Nee, inteendeel. Dawid het baie foute in sy lewe gemaak. Die baie bekende fout en sonde wat ons almal van weet, is natuurlik toe hy vir Batseba gesien bad het daar op die dak, toe hy in die paleis gestaan het, en hy sien hierdie pragtige vrou, en sy is besig om te bad, en hier begeer hy hierdie vrou, en toe gaan hy nog verder, en hy slaap by haar, en hy maak haar swanger, en toe hy besef hy het moeilikheid, laat kom hy vir Uria, hierdie vrou se man, en hy maak Uria dronk, hy maak hom dronk, dat hy by haar moet slaap, en toe dit nie uitwerk nie, toe stuur hy Uria in die oorlog in die voorste linies, en laat hom vermoor. So Dawid het oorspel gepleeg, hy het gelieg, hy het bedrieg, hy het moord gepleeg. Ek wil amper sê, alles wat jy kan noem, dit het Dawid gedoen. Verder aan lees ons, dat toe die Here vir Dawid sê, moenie die volk laat tel nie, het Dawid die volk laat tel. Het Dawid se sondes gevolge gehad? Verseker. Hulle eerste kind uit hulle huwelik van Batseba is dood. Nadat hy die volk getel het wat hy nie moes nie, het die Here 'n pes in die volk ingestuur, en 70,000 mense sterf as gevolg van Dawid se optrede. Wat is dan die verskil tussen Dawid en tussen koning Saul? Dawid het elke keer opreg berou oor sy sonde gehad. Dawid het in alle eerlikheid gekom en erken wat hy gedoen het. En hy het sy sonde berouvol voor die Here kom bely. Hy het eienaarskap geneem. Hy het volle verantwoordelikheid geneem van dit wat hy verkeerd gedoen het. Psalm 51 is seker die beste en die mooiste voorbeeld hiervan, en jy kan dit self vanmiddag gaan lees. As ons Psalm 51 lees, kom Dawid, en is die boetepsalm, en hy sê, Here, teen U alleen het ek gesondig. Hy sê, Here, skep in my weer 'n rein hart. Kom skep weer 'n standvastige gees binne in my. Nêrens in daai psalm lees jy die woordjie maar of omdat nie. Hy bely sy sonde, punt. Sien, ek en jy leef in 'n era, en ons leef in 'n tyd waar ons die hele tyd besig is om onsself te regverdig, waar ons besig is om verskoning vir ons foute te soek. Ons wil ons foute en ons sondes rasionaliseer. Wat beteken hierdie woord rasionaliseer? Dit beteken dat ons dinge of foute logies wil verklaar, regverdig deur verskonings te soek vir sekere gedragspatrone. Klink dit bekend? Ek wil vanmôre so ver gaan en ek wil 'n uitlating maak. Weet jy hoekom kan Suid-Afrika nie tans vorentoe gaan nie?
En ek is nie polities nie, hierdie is 'n feit, omdat ons met 'n regering sit wat nie hulle foute kan herken nie, wat dit blameer op die verlede, hulle wil nie eienaarskap vat nie, hulle wil nie verantwoordelikheid vat en sê dis die probleem, ons is jammer nie. Maar dit begin vanmôre by my en jou. Dit begin by ons. As daar dinge in jou lewe is daar foute in jou lewe is daar sondes in jou lewe is daar tekortkominge in jou lewe is, wat doen jy daarmee? Soek jy verskoning? Probeer jy dit onder die mat inskuif? Probeer jy dit rasionaliseer? Probeer jy jouself regverdig? Of kom jy op 'n plek in jou lewe wat jy sê, hey, Here, ek het droog gemaak, ek is jammer. Vergewe my. Reinig my met die bloed. Jy sien, Dawid het dit verstaan. Hy het verstaan wat dit is om met dit wat hy verkeerd gedoen het in die ope te kom en dit voor die Here te bely, want jy sien die oomblik wanneer jy jou sonde in die ope bring, die oomblik wanneer jy jou sonde bely en opreg berou het daaroor, kan die Here jou vergewe en kan sy bloed jou reinig, dan kan jy waarlik vry word in Jesus Christus. Amen. Maar terwyl jy nog in sonde is, terwyl jy jouself regverdig, terwyl jy verskonings wil maak, kan die Here jou nie vry maak nie. Bly jy gebonde en bly jy vasgevang in daardie dinge waarmee jy besig is. Dawid kom op 'n plek wat hy ook self moes vergewe. Sien, dis ons ander probleem waarmee ons sit. Ons sukkel om te vergewe en ons sukkel om vry te spreek. Maar ons lees in 1 Samuel 24 en die woord het baie humor ook in, stem nie saam. En ek gaan nou vir u sê hoekom. En jy kan nou nie vanmôre sê, "Haai Wouter, jy praat lelik nie, want is die woord wat dit sê, dan sê die woord praat lelik." Maar weet jy wat gebeur hier? Koning Saul is besig om vir koning Dawid te agtervolg. Hy wil hom doodmaak. Want koning Saul het sy hart verhard en hy het begin jaloers raak op Dawid. En dan kom koning Saul naby 'n plek met skaapkrale en naby hierdie skaapkrale, jy kan in 1 Samuel 24 gaan lees, is 'n grot. En Saul gaan in hierdie grot in, want die natuur roep. Hy het 'n nommer 2. Daar's hy. Kortom, Afrikaans. Koning Saul het 'n nommer 2. Die Bybel sê dit nie, ek nie, hoor. En hy stap daarin. En die man is gereed en hy maak hom reg en hy doen sy ding. Back at the ranch sit Dawid met sy manskappe in hierdie selfe grot net so 'n bietjie agtertoe. En jy dink dit moes nie lekker gewees het nie. Praat nou van 'n bad situasie. 'n Grot is nogal bedompig ook. Nou kan jy vir jouself dink. Dis nie lekker nie. En Dawid se manskappe sê vir hom, "Hey, hier's jou kans. Hierdie man is nou besig, hy's nou rustig. Sy gedagtes is ver, dis jou kans. Gaan maak hom dood, die Here gee hom vir jou in jou hande, hoor." Dawid gaan, en toe hy by Saul kom, sny hy net die punt van sy mantel af. En hy loop weg. En selfs na dit, voel Dawid sleg. Selfs na dit voel hy sleg. En toe Saul nou klaar is, en hy trek aan en hy stap uit, is Dawid agterna en hy roep vir Saul. Hy sê, "Hey, koning Saul, kyk hier. Ek kon jou doodgemaak het. Ek kon jou vermoor het. Maar hoor mooi, die wraak van die Here kom my nie toe nie." Hoor wat sê 1 Samuel 24 vers 13. "Die Here sal regspraak tussen my en u, en die Here sal my wreek op u, maar ek sal nie teen u wees nie." Is dit nie amazing nie? Wat sou ek en jy gedoen het in daardie situasie? Hoe sou ek en jy opgetree het? Ek weet nie, ek kan nie sê nie. Maar hier kom Dawid, wat die geleentheid gehad het, en hoor mooi, hy sou tentmaan verskoon gewees het vir wat hy gedoen het, want koning Saul wil hom doodmaak, koning Saul het hom vervolg, maar Dawid sê, ek sal nie teen u wees nie. Ek vergewe jou, ek spreek jou vry, ek kies om jou nog steeds te dien, want die Here kom die wraak alleen toe. En hy vergewe hom. Dawid gaan so ver, as om 'n eed af te lê teenoor koning Saul om te sê, ek sal nie jou familie en jou nageslag skade doen nie. Wow, dis 'n man na God se hart.
Efesiërs 4 vers 26, 27 sê, moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die son oor jou toren sak nie. Want as jy kwaad gaan slaap, wat gebeur? Jy gee die duiwel 'n vatkans. Wie van julle het al kwaad gaan slaap? Kom aan, wees eerlik. Hoe staan jy daai volgende dag op? Daar's nou 'n Afrikaanse woord wat ek nie hier gaan sê nie. Beneek is die mooier een. Is dit nie so nie? Want wat gebeur? Wanneer jy gaan slaap, die ou mense was reg, hulle het 'n waarding gesê, is die vyand besig in jou gedagtes, want jy het nie afgesluit nie, jy het nie vrede gemaak nie, daar's 'n gap, daar's 'n gaping vir hom, en môre staan jy so beneek op, jy kan nie verstaan, wat gaan aan met my nie. Maar jy het nie vrede gemaak nie, jy het nie reg gaan maak nie. Ek en jy kan erken, ons moet kan bely, ons moet berou kan hê, en ons moet ook kan vergewe, en ons moet ook kan vryspreek. Maar wat doen ons? We are passing the bucket. Ja, maar jy weet nie wat daai ou aan my gedoen nie. Pastoor, jy weet daarom regtig nie wat daai ou in my besigheid veroorsaak nie. Nou moet ek hom vergewe. Hy betaal my al vir 2 jaar nie, maar ek moet hom vergewe. Wil jy 'n man na God se hart wees? Wil jy 'n vrou na God se hart wees? God verwag van ons om te vergewe. Ek wil gou hê, jy moet nou iemand na vore kom wat nie so groot is nie, wat nie groter as ek is nie, anders gaan dit nie werk nie. Waar is Michael? Hy is mos lekker maar. Michael, kom, ek het jou vanoggend gesien. Jy is nou die een. Jy is daar 'n mader as ek. Kom staan die bo. Hierdie is nou 'n oefenrek, jy moet nou omdraai. Gaan hom so om jou hou. OK. Nou moet jy probeer vorentoe. Hardloop. Gaan jy? Sukkel jy? Sukkel jy? Gaan weer, gaan. Cool, dankie Michael. Het julle gesien wat gebeur? Hierdie rek stel jou verlede voor. Hierdie rek stel bitterheid voor. Dit stel onvergewensgesindheid voor. Wanneer ek en jy nie kan vergewe nie, wanneer ek en jy bitterheid toelaat, keer dit dat ek en jy kan groei, keer dit dat ek en jy kan vorentoe gaan in die lewe, dit keer die seën van die Here oor my lewe, want die woord van die Here sê, as ek en jy nie kan vergewe nie, hoe moet die Here ons vergewe? Wat gebeur toe ek die rek los? Skiet hy vorentoe. Filippense 3 vers 13 tot 14 sê, maak jou los van wat agter jou is en strek jou na wat voor jou lê. Beteken vergifnis dat ek die oortreding goedkeur? Nee. Beteken vergifnis dat die verhouding noodwendig gaan herstel? Nee. Het Dawid en Saul se verhouding herstel? Nee. Dawid het probeer van sy kant af, maar dit het nie herstel nie. Maar wat het Dawid gedoen? Dawid het laat gaan. Hy het vrygespreek. Hy het die sleg en die seer en die kwaad van hom af laat weggaan. Want jy sien, baie keer drink ek die gif en hoop die ander ou gaan dood. Maar in die proses is bitterheid en haat en onvergewensgesindheid besig om my van binne af te vergiftig en dood te maak. Die ander persoon het 'n houvas op my, het 'n mag oor my en hulle weet dit nie eers nie. Maar wanneer ek in die gees kom en sê, Here, ek vergewe, ek spreek vry, ek maak los, kom die gees van die Here en hy maak my los, sodat ek vorentoe kan beweeg en kan groei. Baie keer gaan jy dit baie kere op 'n dag moet doen, want vergifnis is nie 'n gevoel nie. Vergifnis is 'n keuse en 'n besluit. 70 maal 7, die volmaakte getal. Ek gaan dit aanhoudend moet doen, dag na dag, tot op 'n dag wat ek ervaar en beleef. Nou is ek los en nou is ek vry. Vir party kom dit vinnig, vir ander vat dit langer. Maar ek en jy moet bereid kan wees om te sê, Here, ek is jammer en ek vergewe. Hebreërs 10 vers 19 sê, broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom en dit op 'n weg wat nuut is en lei na die lewe. Die bloed van Jesus Christus maak vry. Die bloed van Jesus Christus reinig. Die bloed van Jesus vergewe van alle sonde.
En daarom kan ek en jy ook vergewe. En daarom kan ek en jy in sy vrymakende krag leef. Romeine 12 vers 18 sê, as dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Dit is soms nie moontlik nie. Maar solank ek en jy van ons kant af die moeite doen, solank ek en jy van ons kant af weet, ons kant is skoon, en ons wil die verhouding red, en ons wil versoening bewerk, en ons sê ons is jammer, en ons vergewe en spreek vry, waarlik, kan ons nie verantwoordelik gehou word vir die ander persoon se keuse nie. Soms is daar verhoudings wat nie gaan herstel nie. Dis fyn, solank ek en jy los is en vry is, maar so ver dit van jou afhang, probeer in vrede met alle mense leef. Party mense is dit bietjie moeilik, nee. Ek weet jy sit nou daar en sê, hey Wouter, jy ken nie my baas nie. Wouter, jy ken nie my skoonma nie. So ver dit van jou afhang, solank jy alles in jou vermoë probeer, en sê, Here help my, solank jy nie bitterheid in jou hart toelaat nie. Erken en toon berou en bely jou sonde vanmôre. En vergewe en spreek vry, want as Christus jou kan vergewe, kan jy jouself en ander ook vergewe. Dawid moes homself ook vergewe. Het jy al iets stupids aangevang? Het jy al iets simpels aangevang en jy so kwaad vir jouself dat jy jouself nie kan vergewe nie? Ons moet onsself ook kan vergewe. Ek moet besef, as Christus my vergewe het, kan ek myself vergewe en kan ek ander vergewe. Maar is 'n besluit wat ek neem, doelbewus, om te sê ek laat jou gaan, sodat ek vry kan wees. Ons sit vanmôre by die tafel. Dankie Lillian. Matteus 5 vers 24 sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daarby val, dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broer en kom dan en bring jou gawe. Vir die Here is verhoudinge baie belangriker as godsdienstige rituele en pligte. Dis belangriker vir die Here vanmôre dat jy vrede sal hê met mense in jou lewe, dat jy sal vergewe, dat jy sal vryspreek, dat jy sal jammer sê waar jy moet en jou trots sal sluk. Dis vir hom belangriker vanmôre as wat jy aan hierdie tafel kom sit en 'n oordeel oor jouself eet en drink. Want dis wat 1 Korintiërs 11 sê. Hy sê daarom is daar so baie onder julle wat siek is en wat selfs gesterf het, omdat julle nie kon regmaak en vergewe nie. Vra vir Dr. Celia wat hy sit vanmôre. En ek veralgemeen, jy moet nou nie vanmôre hier uitgaan en sê, die pastoor sê elke ou wat nou siek is en elke ou wat een of ander siekte het, is as gevolg van onvergifnis nie. Nee, ons weet ook ons bly in 'n gebroke wêreld en ons weet daar is siekte wat net gebeur sonder enige rede. Maar baie siektes kan teruggelei word na vrees en angs, maar ook na bitterheid en onvergewensgesindheid. Want bitterheid maak jou siek van binne af. Wil jy nie vanmôre laat gaan nie? Wil jy nie vanmôre regmaak nie? Wil jy nie vir eens en vir altyd klaar kry en sê, Here, ek kies om daai persoon te vergewe en te laat gaan? Wil jy nie uit daai toestand vanmôre kom wat jou vasbind en terughou nie? Dalk is dit 'n ouer wat jy moet vergewe, 'n pa of 'n ma, dalk is dit 'n broer of 'n sussie, dalk is dit 'n sakevernoot, wie dit ook al mag wees vanmôre, dalk moet jy jouself vergewe. Doen dit vanmôre voor jy aan hierdie tafel sit, sodat jy ook met vrymoedigheid deur die bloed van Jesus in sy troonkamer kan inbeweeg. Ek wil vra net daar waar jy sit vir 'n oomblik, kom ons sluit ons oë. Terwyl almal se oë gesluit is, wil ek jou nou geleentheid gee vanmôre. Die Heilige Gees bring nou by jou daai persoon op, daai naam op, wat jy weet jy moet vryspreek.
Dalk is jy die een wat na hierdie diens 'n oproep moet maak, of dalk na 'n persoon toe moet ry, en jy's die een wat moet sê, ek is jammer, vergewe my. Of jy moet sê, ek vergewe jou. Ek wil dit by jou pleit, doen dit vanmôre. Doen dit nou reeds vanmôre in die gees, teenoor die Here. Laat gaan die seer, laat gaan dit wat jou vashou en terughou, sodat jy dit kan wees en word, wat God vanmôre vir jou in gedagte het. Net daar waar ons sit op hierdie oomblik, gee dit vir die Here, gee dit nou vir die Here. Niemand kyk rond nie, elke ou is nou besig met die Here. As dit jouself is, dan sê jy, Here, ek vergewe myself vanmôre. Partykeer kan ons so erg en so hard op onsself wees. Vergewe jouself ook. Dankie, Here. Dankie, U maak my vry. U reinig my met U bloed. Maak my nuut, sodat ek kan wees en word wat U vir my gedagte het, Jesus. Help my om so ver dit van my afhang in vrede te kan leef met alle mense om my, Here. Sodat ek Jesus kan leef en wys vir 'n wêreld daar buite wat dit so nodig het. Dankie, Jesus.